Pragtig. Baie dankie. Goeiemôre almal. Het is so lekker om julle almal te sien en dit is so lekker om hier te wees in die teenwoordigheid van die Here. Kyk, toe julle vanmôre sing, toe vat ek hier agter 'n paar danssteps. So ek het my dans in vir die oggend. Amen, dit is so lekker gewees. Ek kon so lekker sing en dis wat die Heilige Gees doen. Hy gee jou daai vryheid om werklik waar te doen soos wat die Here op jou hart lê om te doen. Okay, so ek het vanmôre 'n great woord. 'n Great woord. En dit is die belofte hou jou aan die lewe. En dis nie enige belofte nie, dis God se beloftes. So, 2025 is die jaar van belofte. Pastor Henry het die Here gevra rondom die woord vir hierdie jaar en hy het 'n droom gekry. Die droom was, hy het 'n kruideniersware trolly gesien en hy het die hand van die Here, die regterhand van God gesien wat hierdie trolly tot oorlopends toe vol maak. En hy het aan hom openbaar dat die woord is, die belofte, dat 2025 die jaar van die belofte is. En vir elkeen van ons wat hierdie woord gehoor het, sal dit slim wees om hom te vat. Wat ek daarby bedoel is, julle wat die Here herinner aan sy beloftes, julle wat die Here herinner aan sy beloftes, laat hom nie met rus nie. Wie van julle het alweer die Here herinner aan hierdie belofte? Aan hierdie belofte van jou trolly wat dalk moet vol word. En dis nie noodwendig net kos nie. Dis waarvoor jy die Here vertrou. Dis jou beloftes wat in jou lewe nog 'n werklikheid moet word. So ek sien dit so. Daar's beloftes wat in vervulling moet kom en daar's beloftes wat in vervulling gaan kom vir hierdie jaar. Dis die belofte vir hierdie jaar. Dis egter nie net vir hierdie jaar nie, want elke jaar gee die Here vir ons 'n great woord. Onthou julle verlede jaar, die spanner, die jaar van herstel. Jy kan dit elke jaar op jou eie lewe van toepassing maak. So, ek herhaal weer daai skrif. Jy wat die Here herinner aan sy beloftes, laat hom nie met rus nie. Ek sê vir jou, die beloftes van die Here hou jou aan die lewe. Ek kon net sowel gesê het, onderhou jou. Wanneer ons die Here herinner aan sy beloftes, beteken dit nie die Here het van sy eie beloftes vergeet nie. Maar wat gebeur is, wanneer jy daai beloftes weer uit jou eie mond uit laat kom, laat dit jou weer opstaan en herinner jy jouself aan die krag van God in jou lewe. Sy beloftes in jou lewe, sy woord wat 'n verskil maak in jou lewe. So dis waaroor dit gaan. Herinner die Here, maar jy herinner jouself ook van die grootheid en die goedheid van God en hoe groot hy werklik waar is. Maar, my vraag is dit nie interessant dat te midde van beloftes, soveel mooi beloftes en vir spesifiek hierdie kragtige belofte vir hierdie jaar wat ons ontvang het, dat ons omstandighede nie noodwendig verander nie. Ons het hierdie pragtige beloftes van die Here, ons het die woord van die Here, ons het skrif, maar my omstandighede lyk nog dieselfde. En dis hieroor wat ek wil praat. Ek wil van so 3 mense melding maak, en ek gaan die tyd dophou. En ek begin deur te praat oor Abraham. Ons almal ken vir Abraham, die vader van geloof. En ek gaan net so vinnig noem oor hom. Dit kry jy in Genesis 37. Abraham was 75 jaar oud en die skrif sê, die Here het hom toe geroep. Hy was 75 jaar oud. Jy wat dalk dink, jou ouderdom tel teen jou, toe nou glad nie. 75 jaar oud toe die Here hom geroep het en vir hom die volgende belofte gegee het. Genesis 12 vers 2 tot 3. Hy sê, ek sal jou 'n groot nasie maak en jou seën en jou naam so groot maak dat jy 'n seën sal wees.
En ek sal seën diegene wat jou seën, en hom vervloek wat jou vervloek. En in jou sal al, dit sluit ons in, al die geslagte van die aarde geseën word. En gaan gerus en doen dit vir jou eie kennisname, na Galasiërs 3 toe, waar ons daar hoor dat ons die kinders van Abraham is, in die geloof, jy wat tot inkeer gekom het, Jesus Christus nou volg, is ons die nageslag, die kinders van Abraham. Met ander woorde, wat ek vir jou wil sê is, die belofte wat die Here Abraham mee geroep het, is van op my lewe en op jou lewe van toepassing. Ok, nou staan jy in 'n ander posisie, wanneer jy teenoor die Here staan en jou beloftes voor hom bring. Want ek is nou 'n kind van Abraham. Die verbond wat die Here met Abraham gesluit het, is op my lewe van toepassing. Hoor julle wat ek sê? Die beloftes van die Here hou jou aan die lewe. Hierdie belofte is seker een van die grootste beloftes wat elkeen van ons eie kan maak. Abraham, wat toe gebeur het die Here weer na hom toe gekom en hy gee vir hom die volgende belofte en hy sê vir hom, ja, vir jou, Abraham, jy hoef nie te vrees nie. Ek is vir jou 'n skild en jou loon sal groot wees. Is dit nie 'n mooi belofte nie? Ek sal jou beskerm, ek sal na jou kyk en jou loon sal groot wees. Ek sal mooi voorsien. Maar julle almal ken die verhaal van Abraham. En wat in sy lewe gebeur het. Want op daardie stadium was hy getroud, nie op daardie stadium, hy was getroud met Sarai. En Sarai was van die begin af onvrugbaar. Sy kon nie kinders hê nie. Dit is nie dat sy op 'n stadium onvrugbaar, sy was haar lewe lank onvrugbaar. En die Here kom weer by hom op 99. En hy gee weer vir hom hierdie belofte. Hy sê vir hom, ek gaan jou seën, uit jou uit, gaan daar 'n nasie gebou word. En uit jou vrou uit, gaan lees dit gerus, Genesis 17:17. Girls, julle wat gedink het net, Sarah het gelag, Sarai het gelag, Abraham het ook gelag. Die skrif praat actually, hy sê, hy het op sy gesig, sy aangesig geval, hy wat Abraham is. En in sy hart gedink, hoe kan ek, wat 100 jaar oud is, en my vrou wat 90 jaar oud is, nou kinders kry? Maar dit was God se belofte. So sy omstandighede het nie gelyk asof hierdie belofte in vervulling gaan kom nie, want hy het in die natuur gekyk. Luister, ek wil vir jou sê vanmôre, hou op om in die natuur te kyk. Hou op om na jou eie omstandighede te kyk. Hou op om jouself te bevraagteken. Ek is nie goed genoeg nie. Ek kom nie uit die regte huishouding uit nie. My adres is verkeerd. Hou op om dit te doen. Die Here is by magte om die bonatuurlike in jou lewe 'n werklikheid te maak. Dis ons verantwoordelikheid om dit te vat en ons eie te maak. Om myself daarin te herinner. En om die Here te herinner daaraan. Amen. In jou sal al die volke geseën word, sodat die wat uit die geloof is, geseën word saam met die gelowige Abraham. Ons is kinders van Abraham. Die volgende persoon, julle almal ken nou die storie, Isak is toe nou gebore, né? Groot wonderwerk. Die volgende persoon na wie ek wil verwys, is Josef. Julle ken ook die verhaal van Josef. Josef was maar 17, ouderdomsverskil. Josef was 17, julle jong mense, 17 jaar oud. Hy was 'n geliefde voor sy pa se oë. 'n Wit broodjie. Want hy het gaan stories aandra by sy pa oor hoe stout sy broers is, né? En op 'n stadium toe kry Josef 'n droom. En hy droom en hy dink dit goed om vir sy broers te vertel van hierdie droom. En hy droom, hulle is in die veld en hulle bind gerwe. En sy gerf staan op 'n stadium regop en die 11 ander gerwe, sy broer se gerwe buig voor hom.
En die skrif sê, as gevolg van hierdie woord was hulle baie, baie vies vir hom. Soveel so dat hulle hom nou gehaat het. En om een of ander rede, droom hy weer. En so waar vertel hy dit weer vir sy broers. Nou ek het nou by myself gedink, hoekom doen jy dit? Why would you do that? Ek dink selfs die skrif uit wat sê, moenie jou parels voor die varke gooi nie. Verstaan, nou ek is nou hier besig in my gedagtes. Maar weet jy wat? Quicken die Heilige Gees in my hart. Hy sê vir my, die rede hoekom Josef sy drome nie vir homself kon hou nie, is omdat hy geweet het die God het met hom gepraat. Hy het besef iets gaan aan, maar Josef was jonk en nog verwaand. Ek dink so. Dit is nie skrif nie, ek dink. Josef was 'n bietjie groot praterig. En op daai stadium het hy net uitgeblaker. En hy die Here, hy het sy broers vertel van hierdie drome. Hulle was so vies vir hom, hulle het hom na sy pa toe gevat, na Jakob toe, en gesê, luister wat hierdie mannetjie kwytraak. En sy pa het hom bestraf. Sy vader het hom bestraf. Maar, sê die skrif, luister mooi, hy het al hierdie dinge wat hy gehoor het, in sy hart gebere. Dieselfde wat met Maria gebeur het, toe die engel Gabriël in haar verskyn het. Want sy het besef dat hierdie is belangrik. Hierdie maak saak. En Jakob het geweet, al is hierdie mannetjie miskien 'n bietjie verwaand en hy praat bietjie te veel, maar hierdie is nie sommer net hierdie hy nie. Dis 'n belofte wat die Here vir hom gegee het, sonder dat hy geweet het, dis 'n belofte. En so word hy in die put gegooi. Sy broers haat hom so, hulle gooi hom in die put. En op daai stadium ervaar hy self so hartseer. Ek kan net dink, wat moes hy ervaar? Ek meen, die vernedering, die hartseer, die teleurstelling van familielede, van broers wat veronderstel is om mooi na hom te kyk, gooi hom in die put. Ek wil vanmôre vir jou sê, as daar dalk mense is, wat jou teleurstel, wat jou te nakom, wat jou hart seer maak, onthou jou belofte. Onthou jou belofte, want dit is wat 'n verskil gaan maak in jou lewe. Herinner jouself weer aan daai belofte. Herinner jou net weer van waar af die Here met jou gepraat het, al verstaan ek nie alles nie. Al weet ons nie presies hoe hierdie belofte vir hierdie jaar 'n werklikheid gaan word nie. Dink gou daaraan hoe groot is hierdie woord. Dat die Here jou trollie vir jou gaan volmaak en hoe bevoorreg is elkeen van ons om hierdie woord ons eie te kon maak. Maak nie saak van teleurstellings nie. Maak nie saak van nuus wat nie lekker is nie. Daar's 'n belofte oor my lewe losgemaak en ek staan op as 'n kind van Abraham, as 'n nageslag van Abraham. Dieselfde belofte wat op sy lewe van toepassing is op my lewe van toepassing. En ek staan in daai autoriteit en ek herinner die Here aan sy beloftes oor my lewe. En dit hou my aan die lewe. Dit onderhou my. Hy het toe uiteindelik in Potifar sy paleis, onder Potifar het hy gedien, en Potifar se vrou het hom raak gesien, en, ekskuus, lastige vrou, sy het sy lyf gesoek. Kom nou, mooi is mooi. Like a laugh. Okay, so sy het hom gejag en hy het weggehardloop. En vir 'n tweede keer word hy in 'n gat gegooi. Dink gou daaraan. Vir 'n tweede keer beland hy in 'n gat. Hy sit in die tronk. En wat gebeur in die tronk is eintlik vir my so mooi. Hy stap 'n pad, hy wat Josef is, van 'n jong seun. Vermoed ek, dis nie skrif nie, dis net ek wat so dink. Vermoed ek, het hy begin stiller raak.
Hy het 'n pad begin stap. Hy het begin groot word. Hy het 'n belofte gekry, hy het geweet hierdie drome maak saak in my lewe. En hy het begin stiller raak. Hy het gedoen wat hy moes en die Here was met hom. Die Here het hom geseën daar waar hy was. En toe wat gebeur is, die skinker en die bakker het drome. Interessant hoe die Here werk. Your gift will make room for you. Hulle drome en hy sien hulle en hulle lyk so 'n bietjie af vir hom. Hy vra vir hulle, hoekom lyk julle so? En hulle sê vir hom, ons het hierdie drome gehad en niemand kan dit vir ons uitlê nie. Hoor wat sê hy vir hulle? Is die uitleg nie 'n saak vir die Here nie? Is die uitleg van jou beloftes nie 'n saak vir die Here nie? Maak nie saak waar jy jou bevind nie, hoe jou omstandighede lyk nie. Is die uitleg, is die uiteinde van jou beloftes nie 'n saak vir die Here nie? So maak seker die Here gaan die beloftes vervul in jou lewe wat hy beloof het. Is dit nie 'n saak vir die Here nie? En hy lê hulle drome vir hulle uit, want hy het reeds hierdie wete in hom, dat drome my ding is. Drome is my ding. En wat toe gebeur is, Farao droom ook. En ons ken daai storie en hy lê Farao se droom uit. En op die ou einde word Josef aangestel oor die hele land. En so bly sy broers en sy pa se lewe in behoue. Hulle bly in die lewe, want hulle kom kos haal. En hulle het gebuig voor hom, net soos wat hy gedroom het. Op hierdie stadium het Josef gedeel met sy woede, met sy teleurstelling teenoor sy broers, hy het gedeel met dalk 'n hoogmoed, wat hy dalkies kon gehad het. Hy het geleer, hier in die tronk, dat weet jy wat, die enigste manier wat die Here my drome en my beloftes 'n werklikheid gaan maak, is wanneer ek op my knieë bly. Wanneer ek totaal afhanklik van die Here is, vir alles in my lewe. Daar's nie 'n oomblik wat ek in myself kan roem en sê, ek is iets of iemand nie. Dis net die Here en die Here alleen. Solank ek op my knieë bly, afhanklik van die Here, sal ek sien hoe die Here my verhoog, te midde van omstandighede en mense wat ook al te sê het. Soveel so, dat toe hy sy broers uiteindelik sien, hy vir hulle kon sê, dit wat julle ten kwade bedoel het, het God ten goeie bedoel. En so sal dit wees in ons lewens. Die derde persoon is Dawid, wat ons ook baie goed ken, daai verhaal. En dis eintlik waarby my hele preek begin het, 'n tyd terug wat ek daaraan gedink het. Dawid, ook 'n jong seun, hy's by die skape, hy pas sy skape op. Dis wat sy pa vir hom gesê het, jy moet doen. Intussen het die volk wil hulle 'n koning hê. Samuel salf vir Saul. Saul word koning. Saul behaag nie meer die Here nie. En hy sê vir die Here sê vir Samuel, gaan na Isaïe. En ek het 'n koning in gedagte. En Isaïe gaan. En julle almal weet, Dawid was nie eers genooi vir die onthaal nie. Hy was nie eers genooi om soontoe te kom nie, maar nou wil ek vir jou sê, terwyl die ander genooi was, en jy dink jy word dalk uitgelaat, jy's dalk nie deel van die groepie nie, jy's nie so oulik nie, jy lyk nie soos hulle nie, jy ryk nie soos hulle nie, jy het nie wat hulle het nie, jy word uitgelaat. Luister, wat het Dawid gedoen? Hy het intussen na die skape omgesien. Hy het hulle lief gehad, hy het na hulle omgesien, hy het mooi na hulle gekyk, hy het hulle versorg, en hy het sy skills 'n bietjie versterk. Hy het gedeel met die leeu en met die beer. Wanneer laas het jy 'n leeu gesien? As daai ding teen jou moet opstaan. Wanneer laas het jy 'n beer gesien? Nee, hy het sy skills 'n bietjie versterk. So terwyl jy
Dink, jy word nie genooi nie. Versterk 'n bietjie jou skills. Vorm jouself 'n bietjie. Maak bietjie seker jy werk aan daai hastige mond van jou. Daai waaraan jy ook al moet werk. Ek wil nou nie allerhande goeders hier noem nie. Maak seker jy maak daai skills van jou 'n bietjie sagter. Kyk mooi na dit wat die Here in jou hand geplaas het. Want jou roeping sal kom. Jou belofte gaan in vervulling kom. En dan moet jy reg wees. So dis wat Dawid doen. Hy weet nie van hierdie storie nie. Maar éventueel daag hy op. En hy word gesalf. En hy's 17 jaar oud, as seun. Maar nou gooi die Here 'n spanner in die wiel. Luister hierna. Die woord sê, die gees van die Here het Saul verlaat. En 'n bose gees, deur die Here gestuur, het oor hom vaardig geword. En hy het vir Dawid begin jag, like an animal. Maar intussen het Dawid, wat weet wat dit is, om na sy skape te kyk, om te versorg vir hulle, want hy weet daar's baie keer so enetjie, so 'n rammetjie uitnek, wat so 'n bietjie draad wil spring, nê? Wat sy bene 'n bietjie gebreek moet word. Partykeer. Hy het geweet hoe om dit te hanteer. So hy het vir Saul so mooi en so reg hanteer. En hy het by homself en vir die ander gesê, ek sal nie my hand aan die gesalfde van die Here slaan nie. So al dink jy, dalk by jou werk, jy's in 'n posisie om jou baas te onttroon. Wees baie versigtig. Wees baie versigtig. Dat die Here jou eerder verhoog, as wat jy jouself verhoog. Dit is die belofte van die Here. So ons sien ouderdom maak nie 'n verskil nie. Jou omstandighede maak nie 'n verskil nie. En hoe jy voel maak nie noodwendig 'n verskil nie. As God 'n belofte oor jou lewe release het, sal dit in vervulling kom, mits jy hom gedurig deur daaraan herinner. Amen. Hy sê op 'n stadium, die Here sê op 'n stadium vir Jeremia, Jeremia, sê vir my wat jy sien. En Jeremia sê vir die Here, ek sien 'n amandeltak. En die Here sê vir hom, jy het goed gesien. Nee? Jy het goed gesien. Want ek is wakker oor my woord, om dit te volbring. Ek is wakker oor my woord, om dit te volbring. Die woord wat die Here hier vir ons release het, is hy wakker oor, om dit te volbring in elkeen van ons se lewens. Amen. Ek wil net vir julle my eie kort getuienisie vertel. En dis vir geen ander rede om die Here die eer te gee nie. Dit mag dalk vir jou insignificant wees, maar vir my was dit 'n Josef oomblik wat ek geweet het wat ek weet. Almal weet ons hondjies is verlede jaar dood. Karamellie eerste en toe nou Toffie. En ons het onsself soveel voorberei as wat ons kon. Jy bid daaroor, jy praat met die Here daaroor, want hulle het oud geword en éventueel moet hulle uit die lewe uit. En nou bid ons daar en ons praat met die Here en Karamellie is toe oorlede en toe sit nou Toffietjie. En die dag toe Toffie oorlede is, het ek aanvanklik fyn gevoel. Maar so 3 keer daai dag, ons het 'n studie en in die studeerkamer lê die Bybels en die boeke en alles daar, as jy daar inkom dan skryf jy of jy lees gou of wat ook al. So 3 keer daai dag ervaar ek hierdie geweldige benoudheid binne in my. En hierdie hartseer en hierdie gevoel. Ek weet nie hoe om dit anders, maar hierdie gevoel.
En dan gaan ek in, maar nou heilig, en dis nou hartseer, dis nou baie erg. Nou gaan ek in, nou sê ek vir die Here, dis hoe ek voel. Dis hoe ek voel, dis erg vir my. Ek hou nie hiervan nie. Ek verlang na hom. En dan stap ek uit. 'n tweede keer gebeur dieselfde en ek voel hierdie naarheid, hierdie slegte gevoel. Sleg man. En ek vertel vir die Here net hoe ek voel. En hoe sleg dit is. En 'n derde keer, sonder om my kop te sak, gaan staan ek. En ek sê vir die Here, ek is moeg om so te voel. En ek sê 'n skrif. Ek sê, U sê, roep my aan in die dag van jou benoudheid. En U sal my uitred en ek moet U eer. Ek sê, en dis wat sal gebeur. En ek sê dit 'n paar keer. My houding het verander, nadat ek dit 'n paar keer gesê het. En ek gaan sit net by my tafel, en my Bybel lê oop daar, en ek was besig om voor te berei oor die hoofman van Kapernaum, Lukas 7. En in my oog vang Lukas 6. En net 'n skrifgedeelte wat ek eintlik, jy sal sê jy het dit al gelees, maar jy het dit eintlik nog nie gelees nie. En die skrifgedeelte wat ek sien is Lukas 6 vers 21, maar net die B-gedeelte sien ek, salig, hoor nou hier, is julle wat ween. En dan nou hy op en dan moet hy verder aangaan, salig is julle wat ween. En ek dink by myself, ja, want jou trane sal opgedroog word, of daar sal 'n silwerrandjie somewhere wees wat nou verder staan. Ek dink so daaraan. Maar wat hy verder sê is, salig is julle wat ween, want jy sal lag. En in 'n oomblikse tyd ervaar ek vertroosting, en ek ervaar hoe die Here my versterk. En nou ervaar ek hoe die Here my onderhou. Wanneer ek nou verlang, wanneer ons so praat oor ons hondjies, is dit die skrif wat ek nou vir myself aanhaal. Salig is jy wat ween, vir elkeen van julle, salig is jy wat treur en ween, want daar sal 'n dag kom wat jy gaan lag. Dis die belofte van die Here vir jou lewe. Maak seker jy hou die belofte voor oë. Abraham het sterre gehad, hy het die sand van die see gehad. Josef het hierdie gerwe gehad, hierdie droom, die son, die maan en die 11 sterre wat voor hom gebuig het. David het die kroon voor oë gehad. Ek en jy vir hierdie jaar het 'n jaar met 'n oorloop trolley. En dis hoekom hierdie trolley staan vir jou om te sien. En baie, baie dankie vir elkeen wat so mildelik bydra. Baie, baie dankie. Ons is so dankbaar vir almal wat 'n bydrae gee en nog gaan gee. Hierdie trolley is vir jou 'n herinnering van God se voorsiening. Sy belofte sal 'n werklikheid word in jou lewe. Dit onderhou jou, dit gaan jou aan die lewe hou. Amen. Halleluja, baie, baie dankie Here vir hierdie kosbare woord. Ons eer U daarvoor, Hemelse Vader. Ons dankie dat elke belofte ja en amen is. Tot eer en verheerliking van U naam alleen. Word U altyd deur in ons lewens verheerlik. In die naam van Jesus Christus. Amen. Amen. Halleluja.